Kom ons raak stil voor die Here. Vriende, vanaand moet jy kom met oop hart. 'n Hart wat toeganklik is. 'n Hart van ontmoeting. Jy moet kom met 'n hart wat wil luister en wat wil inneem. Jy moet kom met 'n hart wat die Here wil ontvang as lig en die Here wil ontvang as 'n redder. En soos Dawid skryf, hy sê die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? En mag jy vanaand besef dat dit die Here is wat red, en dat dit die Here is wat skyn in die diepste duister. En dit was nog altyd hy. En ek groet julle vanaand in die naam van die Vader en in die naam van Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Julle kan saam met ons staan en dan sing ons saam. Baie dankie. Ons Heer Vader, dankie dat ons vanaand hier kan bely en vrylik bely. En dankie Vader dat ons besef het ons was geestelik dood, maar U is die een wat geestelike lewe in ons ingeblaas het. En wat 'n voorreg om die naam oor ons lippe te kan uiter. Die naam bo elke naam. Jesus Christus, wat 'n voorreg dat hy vir ons 'n middelaar was na die Vader toe. Om U te kan ken is vreugde. Om U te kan ken, Vader, is wins. My gebed is dan dat hierdie woord wat vanaand uitgaan, dat U dit sal lewe gee, sodat dit nie op dooie grond sal val nie, maar dat dit sal groei en deurdring tot die binneste van ons wese. In Jesus naam. Amen. Julle is welkom, julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Die sonnaskool kan ook uitgaan. Ek wil julle uitnooi om blaadjies te kry as jy nie blaadjie het nie, wat veral oor die opsomming van die preek of van die preekreeks. Aan die agterkant is daar sulke vragies wat ons vir julle gee. Hierdie vragies dink ek doen 'n baie goeie, ek dink dit doen goed om 'n bietjie introspeksie te doen en om die preek maar net eintlik bietjie toe te pas. Jy kan dit by jouself doen of jy kan dit met 'n vriend of 'n vriendin of met jou eggenoot doen of selfs in jou selgroep of jou klein groep, omgeegroep. Ek dink dit vra kritiese vrae rondom die preek en dit help ook om bietjie te hoor dalk om as jy iets dalk nie reg verstaan nie. So kry as 'n gerus enetjie vir jou. En hy het ook 'n opsomming van die skrifverse. Ek dink veral omdat daar soms maar redelik baie deur die skrif gegaan word. So dit sal goed wees. Ek onthou toe ek, ons is vandag jaar hier in Nieu-Seeland. Ek kan dit nie glo nie. Ek weet nie of julle wil hande klap of wat julle wil doen nie, maar moet asseblief nie. Moenie hande klap nie. Want ek kan nie weet of julle bly is en of julle sê, so wat 'n prestasie, dat jy net uitgehou het nie. En ek onthou een van die groot uitdagings toe ek hier gekom het, en ek seker dit is nog steeds by van julle so, en julle het ook ervaar, ek weet ek is nie die enigste een wat dit goed ervaar nie, maar ek onthou toe as ek by 'n supermark ingestap het, en ek moes brood koop, was ek net oorweldig deur die broodkeuse, of dit nou Pack n Say was of Woolworths. Dit was kere wanneer ek voel ek wou huis toe gehardloop het na Sasco Sam toe. Ek weet nou nie of julle vir Sasco ken nie, maar of Albany of wie ook al, jy weet, en dit is regtig, dit is 'n groot verskeidenheid van brode. En dit oorweldig my, en dit oorweldig my nou nog. En ek onthou soos ek in die supermark loop en ek moet net 'n brood kry vir die kinders om te eet. Kyk ek na die brood en ek sien toe hier is die sterretjie embleem daarop, wat ek eintlik nou nog nie weet wat beteken nie. Ek dink nou maar dit gaan oor gesondheid, maar ek weet nie aan wat hulle dit meet nie. Meet hulle dit aan ander brode of meet hulle dit eintlik oor hoe fisies gesond dit is vir jou liggaam? Jy kan my dalk later bietjie kom inlig. Maar ek kyk na die sterretjie en ek dog toe hoe meer sterretjies hoe beter, en ek vat toe die eerste een wat 5 sterretjies is. En dit was nou 'n rogbrood en ek hou van 'n rogbrood. Dit is een van my gunsteling. En jy weet, van toe af voel dit ek het met daai brood getrou. Nou stap ek in. Ek kyk nie vir ander brode nie, ek soek nie ander brode nie, dis net daai brood, en daai brood vat en ek gaan met daai brood huis toe. En nou nog, soos ek sê, doen ek dit. Ek sal maar seker een of ander tyd bietjie ander brode probeer. Maar ek is seker, die van julle dalk wat vir 10 jaar hier is, en julle het eintlik nog nie oorweeg om ander brood te kry nie, want julle het van 10 jaar terug, het julle dalk ook 'n brood gekies, en julle het by hom gebly, was jou gunsteling.
En nou vandag kyk ons bietjie na die konsep van brood, maar nie na 'n gunsteling brood nie, maar 'n brood wat noodsaaklik is. 'n Brood wat noodsaaklik is, en die brood homself is die Here Jesus. Dit is 'n brood waar ons nie sonder kan nie, dis nie 'n brood waaroor ons kieskeurig kan wees nie. Ons het eintlik nie 'n opsie om te sê, ek kies hierdie Jesus of daai Jesus, ek kies hom wit of ek kies hom bruin nie. Dit is 'n noodsaaklikheid. En Johannes skrywe sy evangelie, die Johannes evangelie, daar is 4 evangelies, die evangelies beteken goeie nuus, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit is Matteus, Markus en Lukas, en hulle noem ons die sinoptiese evangelies, dis die 3 evangelies wat so goed ooreenstem, hulle stem ooreen. Maar Johannes het 'n tipe ander aanslag. Dis nie om te sê dat dit 'n ander verhaal is nie, hy skryf net uit 'n ander perspektief. Dis die konsep van as jy so 'n motorvoertuig ongeluk is hier op die hoek, en jy sê jou vrou vra liefie wat het gebeur, en sê soos daar was 'n blou kar, daar was 'n rooi kar en daar was 'n doef. En dan sê jou man vra en sê nee, hierdie ou met sy Ford Cortina V6 3 liter het hier aangekom gejag, en toe kom hierdie Fiat en hy sien nie en hy slaan toe, en jou vrou sê vir jou, wat se kleur was die kar? Hy sê blou en rooi. O, nou maar ja, ek het jou gesê. So alhoewel daar dalk verskillende terminologie gebruik word, op die ou van die dag is dit dieselfde storie, en is Jesus se verhaal uit verskillende perspektiewe uit. En dit is hoe die evangelies werk. Die eerste 3 stem baie ooreen. En die Johannes evangelie het 'n ander tipe benadering vanuit Johannes se perspektief. En die doel van die Johannes evangelie gee hy vir ons. En dit is dalk 'n goeie vers vir jou om by huis te gaan lees, hy is op die blaadjie ook. In Johannes 20 vers 30 tot 31 skrywe Johannes die doel van hoekom hy skryf wat hy skryf. En die doel hoekom hy vir ons gee, is hy skryf hierdie goed sodat hy kan wys dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat ons deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So met ander woorde, Johannes skryf om vir ons te bewys dat Jesus nie 'n profeet is nie, en dat Jesus nie net 'n mens is nie, maar dat Jesus God is. God. Dit is sy doel. Dit is wat hy beklemtoon. En hy gebruik die verhale van Jesus, die egte verhale, die geskiedenis van Christus gebruik hy om vir jou te wys dat Jesus werklik die Seun van God is, dat Jesus God self is. En Johannes 6 is presies waaroor dit gaan. Ons is besig met die ek is uitsprake. Ek is, hier is nou een van die, waar ek so aanraai om bietjie te gaan kyk na verlede week se boodskap oor die ek is, en ons gaan nou so vinnig weer daaroor praat, maar die ek is uitsprake is juis een van die goeders wat Johannes gebruik om te wys dat Jesus God is. Hy doen dit. So kom ons lees Johannes 6, dan sien ons hoe Jesus se goddelikheid na vore kom, en ook wat hy sê oor hom as God. Johannes 6, ek gaan nie die hele Johannes 6 lees nie, en sê dit daar vir julle op, ek gaan lees vanaf vers 35 tot 51. 35 tot 51. Jesus het vir hulle gesê, dit is nou die Jode, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, en wie in my glo sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom. En ek sal die een wat na my kom, nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Toe het die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê, is hy nie Jesus die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te mor. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. In die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van God afkom. Hy het die Vader gesien. Amen, amen, ek sê vir julle. Hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf.
die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan eet en nie sterf nie, is dit: ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam, wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Net tot daar. Nou ek het 'n moeilike taak vanaand, ek moet eintlik die gedeelte behandel, maar ek moet hom behandel binne die konteks van hoofstuk 6. En eintlik moet ek maar die hele hoofstuk 6 vir jou preek vanaand. Ek het vanoggend so 'n bietjie gesukkel daarmee met my tydsberekening, maar ek het 'n paar stukkies uitgehaal, so ek glo dit sal vandag gaan sien ek bietjie beter gaan. So, net om 'n bietjie konteks te gee, laat ons verstaan wat Jesus sê. Ons is besig met die eerste ek is uitspraak. Jesus se eerste ek is uitspraak. Jesus het baie keer in die evangelie van Johannes gesê ek is. Ek is die brood van die lewe. Dis die eerste keer wanneer hy dit sê hierso. Ek is die brood van die lewe. Nou in Johannes 6 sal jy sien, begin hulle met die fees van die Pasga. Julle sal onthou, Israel was in Egipte, en toe kom daai plaag oor Egipte, en toe was die laaste plaag, toe was dit mos die engel van die dood wat gekom het, en toe moes hulle 'n lammetjie slag, en toe moes hulle deursyne verf, met die bloed van 'n lam, en toe moes hulle ongesuurde brood eet, en toe moes hulle die vleis eet van die lam, en toe die doodengel kom, toe sien hy die bloed, en toe gaan hy verby. Toe is daar 'n fees ingestel, die Pasgafees, wat vandag bekend is as die Paasfees, maar ons herdenk die lam Christus wat op dieselfde fees geval het, nie meer die Pasga nie. En so die konsep is, hulle herdenk dat die engel van die dood nie hulle lewe geneem het nie. Hulle is nie dood toe die engel van die dood gekom het nie. God het hulle gered, God het hulle lewe gegee. Dis herdenking. En moet jy in jou onderbewussyn hou. En net nadat die fees was aan die gang, net voor die fees, en toe kom daar iewes skielik 5000 mense na Jesus toe, hier in die hoofstuk. Hulle sê, dis die voer van die 5000 plus, dit was die 2 visse en die 5 broodjies. Nou hulle sê, die mans alleen was 5000. Nou ek kan vir jou sê, as die mans was die vrouens daar. En as die vrouens daar was die kind daar. En die boetie, of die sissie. Dit is so, die teoloog sê, min of meer 15 tot 20.000 mense was betrokke. Ek glo rede hoekom hulle net 5000 mans is, hulle het seker net die mans getel, want hoe lank kan dit vir jou vat om 20.000 mense te tel? Tel net die een geslag en dan kan jy min of meer uitwerk. En so hier's 15 tot 20.000 mense. Jesus sien hulle, Jesus kry hulle jammer. En hier kom 'n seentjie met sy middagete. En Jesus vat, hy sê vir die Vader dankie en hy breek die brood en hy deel uit. En almal, 15 tot 20.000 mense kry kos en hulle kry genoeg, sodat daar 12 mandjies oorbly. En direk nadat dit gebeur het, toe gryp die mense Jesus en hulle wil hom koning maak. Ek bedoel, natuurlik wil jy hom koning maak, het jy nou net gratis kos gegee. Is dit nie wat ons ook almal soek van die ouens wat die land bestuur nie, is gratis goed. En hulle gryp hom toe en hulle wil hom koning maak. Jesus ontsnap toe, ontglip hulle sê die skrif, en hy gaan die berg op. Die disippels klim egter in 'n bootjie en hulle vaar aan die oorkant van die see, tot aan die ander kant. Maar terwyl hulle vaar, gebeur die einste ding wat altyd met disippels gebeur. Ons steek 'n storm op. Snaaks. En soos die storm weer opsteek, dit is nou nie die een waar Petrus op water na Jesus geloop het nie, hierdie is 'n ander storm. En soos die storm opsteek, kom Jesus na hulle toe aangeloop, en die skrif sê, iewes skielik is hulle aan die ander kant. Ek weet, dit is vir my interessant. Die sien hulle Jesus en, daar is hulle aan die ander kant, Kapernaum. En soos hulle aan die ander kant is, word dit toe weer dag. Hierdie 5000 of 15.000, 20.000 mense word toe wakker, en hulle sien toe, Jesus is weg, en hulle kry toe berig, dat Jesus aan die oorkant is. Hierdie 15 tot 20.000 mense besluit toe, ons soek hom. En hulle klim in die bootjies en hulle gaan. Nou, ek dink hier is 'n pragtige prentjie. 15 tot 20.000 mense sê klim in die bootjies en gaan na die oorkant van die see. Hierdie was nie 'n MSC skip nie, jy moet weet, visserman bootjies. Ek wonder hoe het dit gelyk. Maar in elk geval, hulle vaar aan die oorkant van die see en hulle kry toe vir Jesus. En soos hulle Jesus kry, vra hulle vir my een van die vreemdste vrae wat iemand vra wat nou net 15 tot 20.000 mense gevoer het. Hulle vra vir hom, hulle noem hom Rabbi, hulle sê, Rabbi, so, wanneer het u hier aangekom? Vra hulle vir hom, wanneer het u hier aangekom?
En dis 'n vreemde vraag, want is dit wat jy vra wanneer iemand nou net werklik wonderwerk gedoen het, is wanneer jy hier aangekom het. Asof jy 'n bietjie die Engels praat van small chats begin, om dalk seker die gesprek aan die gang te kry, sodat jy dalk nou weer brood kan kry. Maar Jesus sing reguit deur hulle, en hy wys dadelik hulle motiewe uit. Dis hoekom hulle vra wat hulle vra. Hoor, dit sê in vers 26, dink ek het dit vir julle op. Hy sê in vers 26, Amen, amen, ek sê vir julle, dis nou hierdie mense. Julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle die brood geëet en versadig geword het. Julle soek my vir nog broodjies. Julle soek my vir nog freebies, dis wat hy sê. En ek wil eerlikwaar vir jou vraag vra, hoe kan jy eintlik hierdie mense kwaadlik neem? Kom neem jy hulle kwaadlik? Want ons moet 'n bietjie konteks gee aan hierdie ouens se omstandighede. In daai tyd was nie yskaste nie, en die brode het ook nie so lank gehou soos vandag nie. Hulle het letterlik gelewe van die hand na die mond. As jy nie gewerk het nie, jy moes self die graan, moes jy self gaan meel, en die meel moes jy vat, en jy moes hom bak. Dit was regtig 'n storie. En as jy dink, was dit maklik om brood koop, ek dink 2 keer, want die Romeinse regering het hulle swaar belas. So hulle geld was gevat, baie van dit was gevat, en dit was werklik moeilik om brood te maak. Dit was 'n uitdaging. So natuurlik soek hulle nog brood. Want ek dink as jy brood kan kry vir nog 'n dag lank en jy kan jou maag in die oggend vol eet, natuurlik, ek dink dan hoef jy nie weer te werk vir daai dag nie. Maar Jesus sê, julle soek my nie. En nou wonder nou, maar is Jesus dan nie bietjie hard nie? Nee, ek dink nie so nie. Want Jesus wys 'n probleem uit. Hy wys dat die probleem is nie die hongerte van die mens nie. Die probleem is, hulle wil Jesus misbruik. Hy soek Jesus vir een of ander voordeel, eerder as vir wat hulle Jesus werklik moet soek. Jy sal sien in die evangelie van Johannes, word die wonderwerke baie keer as tekens genoem. Hulle noem dit tekens. Jesus het tekens verrig, maar dit verwys na wonderwerk. Maar die konsep van 'n teken is, dit wys na iets. 'n Teken wys na iets. As jy 'n padteken kry, dit wys na iets, nee. En hierdie wonderwerke van Jesus het gewys na iets. En dit is hoekom ons deur die hele hoofstuk moet gaan. Hierdie vermeerdering van die brood wys na iets. Dis nie net 'n wonderwerk vir 'n wonderwerk se onthaalwe nie. Jesus het 'n wonderwerk gedoen, maar daar's 'n doel daarmee. En so hier kom hy, en hy doen die wonderwerk, en hy's teken, en dit wys na iets groters. Maar hier 15.000 mense sien dit nie. Hulle sien net brood. Net brood. Hulle dink brood is die finale bestemming van die Here. Dis wat hulle dink. As ek dit in vandag se terme vir jou moet vertel. Verbeel jy jouself, jy ry nou af hier so na Wellington toe. Ek weet nie wanneer is die eerste bord, padteken wat jy kry op pad Wellington toe nie. Ek weet, maar kom ons sê hy is net oor Hamilton. As hy nie is nie, vergif my. Verbeel jou, daar's een. En nou ry jy met jou kar en jou gesin, en jy kom aan by die eerste padteken wat sê Wellington 400 kilometer. En jy stop onder die padbord, en jy klim uit, en die kinders klim uit, en jy neem 'n foto en sê, ons is hier. Dis die konsep. Die ouens fokus so op die teken, dat hulle vergeet van die destinasie. Hulle vergeet van Christus. Of die eintlike rede, hoekom hulle vergeet, hoekom Jesus gekom het. En ek wil vir jou sê, Jesus is nie onsensitief nie. Want Jesus het hulle gevoer. En inteendeel, jy sal sien, Jesus het hulle weer gevoer. Daar is 'n herhaling van die wonderwerk. Dis nie die eerste keer en die enigste keer nie. Jesus wil egter vir hulle seker maak, dit help nie, hulle magies is vol, of sal ons sê trommeldik, maar hulle harte is leeg nie. Die groot rede vir Christus is nie net om vol magies te kry nie, want wat sal jy met 'n vol magie hel toe gaan, of wil jy 'n magie hemel? En dit is wat Christus probeer doen. Hy probeer hulle nou leer en vir hulle wys, dit gaan nie net oor die fisiese nie. En toe sê hy vir hulle, vers 27, hy sê, ek dink ek noem ek vir julle op, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie. Hy sê, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dis wat hy sê. Dis wat hy vir die mense sê. Nou, hy sê nie vir die mense, moenie werk nie, moenie lui wees nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, as julle bereid is om soveel moeite te doen, om oor die see te vaar, om by my uit te kom, net om 'n gratis stukkie brood te kry. Hy sê, doen soveel moeite vir die koninkryk.
Werk. Werk vir Christus. Werk vir die ewige goeders. En ek wil vir jou sê, nie baie in die wêreld het verander nie. Ek sien baie kerke en ek sien baie Christene soek Christus vir verganklike dinge. Hulle soek Christus vir wat Christus kan doen. Ek soek Christus want ek soek een of ander prestasie, ek soek een of ander werk, ek soek een of ander gemak, ek soek rykdom, ek soek gesondheid. As Jesus net dit vir my kan doen, as ek net dit by hom kan kry, dan is ek alright. Ek wil vir jou sê dat ek dink dit is okay om vir daai goed te bid. Maar dit moet nie jou primêre rede wees hoekom jy na Jesus kom nie. Dit kan nie wees nie. Want dit beteken jy sit die gawe voor die gewer. Jy sit die wonderwerk bo die wonderwerker. Jy sit die genesing voor die geneesheer. En Christus praat inteendeel reg deur die Nuwe Testament nader, nê? Wat is die beginsel? Soek eers die koninkryk en die res sal aan jou toegevoeg word. Dis die beginsel. En wat leer jy jou? Hy sê, wat se pa sou vir sy kind 'n klip gee as hy vra vir 'n brood, of 'n skerpioen as hy vra vir 'n vis? Moenie jou kwel oor môre nie, môre bring sy eie kommernis. Streef jy eerder na die dinge daarbo. Dit is die beginsel. Hierdie ouens het dit gemis. Die fokus was op die wonderwerk, en hulle sien nie Christus nie. En ek dink vandag se kerke produseer presies dieselfde tipe teologie. Want daar word 'n Christus verkoop eerder vir wat hy vir jou kan gee, en almal soek daai Jesus. Almal soek Jesus wat iets vir jou kan gee. Iets vir jou kan gee hier op aarde, tydelike dinge. En ek dink dit is 'n belangrike leerstelling om te onthou, is dat alles wat ons hiervoor op aarde werk, gaan vergaan. Nee, alles gaan vergaan. Alles wat jy hiervoor werk gaan vergaan. Of dit gaan vergaan, of ons gaan vergaan. Een van die twee. Dit kan niet wees. Om het dalk bietjie meer op 'n ander manier te sê, iemand anders gaan eendag jou bakkie ry, iemand anders gaan eendag in jou bed slaap, iemand anders gaan selfs eendag jou klere aantrek. Want dit is verganklike goeders. Maar wat van jou siel? En dit is wat Jesus hierdie mense probeer leer. Wat van julle ewigheid? Nie net van julle mage nie. En ek dink as ou iemand vra wat naby aan die dood was, of 'n na-doodservaring gehad het, ek dink nie hy gaan vir jou sê, ja, jy weet, ek het daar gelê, ek was amper dood, en ek het so gewens, ek kon net my koffiemasjien nog een keer vashou. Ja. Hy gaan vir jou sê, weet jy, ek gaan dink oor goed wat werklik saak maak. En vra hom, wat maak saak? Wat maak saak? En nou wat in God glo, gaan vir jou sê, wat in God glo, gaan vir jou sê, my ewigheid. My ewigheid. Ek dink dit is iets wat ons as immigrante moet besef. Dit is iets wat ek die laaste jaar besef het. Immigrasie hoef nie te gaan oor hierdie land en sy dinge nie. Immigrasie kan steeds gaan oor die onverganklike dinge van Christus. Want dit is eintlik wat jou aanhou, wat jou hoop gee. Onverganklike dinge. Hoor wat sê die ouens toe vir Jesus. Jesus sê hulle werk vir die onverganklike, hoor wat sê. Ek dink ek het hom op vers 30, 31 het ek hom. Ek het hom nie daar nie, jy kan my teruggaan. Ja, maar hoor wat sê hulle. Hulle sê, watter teken sal u vir ons doen sodat ons kan sing en glo? Wat gaan u doen? Ek miskimp. Ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Moses het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Let's come. Jesus sê, werk vir die onverganklike. Hulle sê, goed, ons wil glo, maar doen vir ons 'n teken. En kom ek sê vir Jesus, wat se teken? My voorvader Moses het dit laat brood reën uit die hemel. Skimp. In plaas daarvan om te glo, vra hulle vir nog 'n teken. Hulle het nie nog 'n teken gesoek nie. Hulle het nou net die vorige dag 'n teken gehad. Jesus het sopas 'n wonderwerk gedoen, 15 tot 20.000 mense.
Dit wys, hulle is in ongeloof. En dit wys, dat hulle net Jesus soek vir brood. Dis hulle motief. En hy verwys na die manna in die woestyn, dit wat Moses vir hulle gegee het. En Jesus korrigeer hulle. Jesus, hy spreek hulle reguit aan. Hy antwoord hulle. Hy sê vir hulle in vers 32, hoor wat sê vir hulle in vers 32, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat julle het brood uit die hemel gegee het nie, hulle gesê is Moses, en die tweede ding, maar my Vader gee vir jou die ware brood. So Jesus spreek hulle aan op twee maniere, hy sê eerstens, julle sê dis Moses, is nie Moses nie, is Vader. En tweedens, hy herdefinieer brood. Hy herdefinieer brood. Hy sê my Vader gee die ware brood. Hy kom wys vir hulle, hier is iets anders, hier is iets beters, hier is iets meer as net manna wat julle geëet het in die woestyn. En Jesus maak, hulle het die Moses opgebring en Jesus gebruik Moses en hy verbind dit. En hy sê dat eintlik die manna was 'n voorgereg. Dis wat hy sê. Maar ek, Christus, is die hoofgereg. Dis wat hy vir hulle probeer leer. Die manna was 'n teken van die een wie sou kom. Nou julle sal onthou in Exodus 16. Exodus 16 het die Israeliete geloop in die woestyn en daar het manna uit die hemel uit gereën. Dit is so sneeuvlokkie-agtige sag brood strukturele ding wat in die woestyn neergereën het. En hulle het vir Moses het vir hulle gesê hulle mag net optel genoeg vir vandag om te eet. Jy mag nie optel vir môre nie. No takeaways, no doggy bags, net vir vandag. En daar was van die ouens wat dit wraggies gaan doen het en nog opgetel het. En daar staan die skrif sê nog as Moses het kwaad geraak vir hulle, want hulle kan nie luister nie. En soos hierdie ouens opgetel het vir môre, is dit interessant dat die manna begin stink en het hy begin wurms kry. Die volgende dag. Dus toe moes hulle dit in afval weggooi. Maar tot die volgende dag toe reën alweer manna. Behalwe op die 6de dag. Op die 6de dag die manna gereën en hulle kon optel vir 2 dae, want onthou die Sabbat mag jy nie opgetel het nie, né? Die Sabbat moes jy rus. So maar toe hulle nou optel vir 2 dae op die 6de dag toe die manna nie gevrot nie. Nou die hele konsep van manna is natuurlik verseker om volk te voer. Maar die beginsel is, vertrou op my elke liewe dag vir jou daglikse brood. Dis wat God sê. Ek sal vir jou gee. Tel net vir vandag op, moenie worry oor môre nie. Ek sal vir jou gee. Ek sal vir jou seker maak, elke dag kry jy wat jy nodig het. Ek sal jou in die lewe hou. Ek is jou God, jy is my volk. Dit is die idee. En dis wat Jesus sê. Jesus sê, ek is die een wat jou lewe gee. Ek is die een wat jou daagliks onderhou. Ek is die een wat jou optel. Ek is daai een. Die punt was, Israel moes geleer het om God te vertrou. Jesus wys, hy is die een wat uit die hemel uit neergedaal het. Hy is die een wat nou daai brood is. Hy is die een wat nou onderhou. En weet jy wat is die doel van die brood? Hierdie brood wat Christus ons gee? Die doel is lewe. Dis lewe. As jy deur hoofstuk 6 gaan lees, veral vanaf vers 22 tot en met aan die einde van tot 71, gaan jy sien die herhaling van die woordjie lewe. Vers 33 sê lewe, 35 sê lewe, 40 sê lewe, 50 sê ewige lewe, 51 ewige lewe, sodat jy vir ewig kan lewe, 53 lewe, 54 lewe. Dis asof hy skryf wat iets wil beklemtoon. Die doel van brood is lewe. Die Griekse woord lewe is zoe. Zoe praat nie net van 'n lewe met asem nie, dit praat van 'n geestelike lewe. Dit praat van 'n lewe wat meer is as hierdie lewe. Dis wat Christus gee. En hierdie ouens vang dit nie. Hulle vang dit nie. Net na dit dink hulle nog steeds, Jesus praat van fisiese brood. Hulle vra self, Jesus sê, ek gee vir julle brood, ek gee vir julle, ek is hierdie lewe, as jy van hom eet, ek sal vir jou lewe gee. En hierdie mense dink, wat se brood is hierdie? Ek soek nog brood. En hulle sê vir Jesus, Here, gee ons altyd hierdie brood. Dit is hulle volgende sin. Here, gee ons altyd hierdie brood. Hulle dink hy praat nog van fisiese brood. Hulle is blind. En dit is toe Jesus die bom drop. Die bom. En hy sê, druk dit om. En hier is waar hy sy stelling sê. Net nadat hy gesê het, geef ons altyd uit die brood, sê hy, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Dit is interessant, nou is daai ek is, nee. Die ek is, ego eimi, praat die Grieks, ego eimi. Ego beteken ek. Eimi beteken ek is. So eintlik wat hy sê is ek
Ek is. Ego beteken ek. Hy kon net gesê het, ego is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe, maar hy sê ego eimi. Ek is die brood van die lewe. En binne die Grieks sit jy die ek is agter. Die ek is, die ego eimi staan letterlik aan die agterkant van die sin. So wanneer jy hom lees hy die brood van die lewe, ek is. Dis hoe hy letterlik lees. So nou is my vraag aan julle. Waar val die klem in daai sin? Wat word beklemtoon? Die brood van die lewe, ek is. Het val op Christus. Het gaan nie soveel oor 'n brood nie. Dis nie 'n brood wat Indiana Jones moet gaan kry en as jy van hierdie broodjie eet, dan het jy ewige lewe nie. Christus probeer beklemtoon om te sê dat daar is iets wat lewe gee en dit is ek. En weet jy wie is ek? Ek is God. Dis 'n terugverwysing na Moses in die brandende bos, nê? Wie is u God? Ek is wie ek is. Dis wat hy sê. Hy sê jy gaan lewe soek en jy gaan dit nêrens kry nie. Jy gaan vervulling soek en jy gaan dit nêrens kry nie. Behalwe by ek is. En nou wonder 'n mens oor hierdie ouens, hierdie Jode wat daar sit. Sjoe, want ons sal dalk gesukkel het om dit te verstaan. Ons kan dit dalk nie eens raak gesien het nie, maar het hierdie ouens verstaan. En die middelklas Jood, die laagklas Jood, het hy verstaan wat Jesus hier probeer sê het. En hy het, kom ek wys vir jou hoekom, hoor wat gebeur in vers 42, ek hoop ek het hom op, ek het hom op. Toe Jesus sê, ek is die brood van lewe, sê hulle, maar as hy nie die seun van Josef nie, hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel uit neergedaal? Dis so goed, jy staan, hier so af in die straat, jy het nou net jou geel bin en jou rooi bin uitgevat, want dit is 'n recycling dag, en hier kom ou Sean, jou buurman hier afgestap, en jy sê, môre Sean, en Sean sê weer, môre Jan, en Jan vra vir Sean, hoe gaan dit met jou? En Sean kom na jou toe en sê, jong, weet jy Jan, ek is God, en ek gee lewe. Jy gaan sê, as jy Sean, ek hoor jy sê jy is God. Ek sê ek is God en ek gee lewe. Jy gaan sê, wat Sean? Het jy geval toe jy jou bin buite gebring het? Het jy jou kop gestamp? Sean, wat drink jy? Hoe kan jy nou sê jy is God? Ek ken jou pa is Josef. Hoe kan jy nou sê jy is skielik God? En dit is wat hulle redenasie is. Josef was nie sy biologiese pa nie, asseblief verstaan dit, hy het nie 'n biologiese pa gehad nie, hy was deur die Heilige Gees, het dit plaasgevind, sy geboorte, hy is van God, maar hy moes ook uit vrou gebore wees om ten volle mens te wees, ten volle God, maar ten volle mens te wees. Twee nature het Christus hier op aarde gehad. En toe Jesus dit sê, dink hulle maar, wag 'n bietjie, hierdie ou sê nou hy's God, hy moet mal wees. Dit kan nie wees nie, want ek ken sy pa. C.S. Lewis help ons mooi so dit verstaan. C.S. Lewis skryf dit goed, hy sê, hier word 'n ou geforseer. Enige mens, as hy die Bybel lees, word hy geforseer om 'n besluit te maak, om iets te glo oor Jesus, en jy kan net een van drie glo, as jy hierdie lees. Jy moet of glo Jesus mal, vir hom om dit te sê, of jy moet glo Jesus jok, of jy moet regtig glo, hy is die seun van God. Dit kan net een van daai drie wees. Want niemand binne hierdie kulturele konteks, niemand sou gesê het hy is God nie. En niemand sou dit so gesê het nie. Sê hy mal was, of hy gejok het, of hy regtig die seun van God is. En Lewis gaan toe verder, hy sê, hy kan nie mal wees nie, want 'n mal mens leer nie so nie. Hy kan nie jok nie, want as hy begin om te jok, moes hy aangehou jok het, en hy sou ook nie gesterf het vir sy eie lewe nie. So dit beteken hy moes net die seun van God gewees het. En nie die probleem met boeddhisme, hindoeïsme en islam. Almal glo hy is 'n goeie leermeester. Maar 'n goeie leermeester jok nie en 'n goeie leermeester is nie mal nie. So nou is hulle gekonfronteer. Hy kan nie 'n leermeester wees nie. Of hy kan nie net 'n leermeester wees nie. Hy moet God wees. En dit is vir my ironies, hierdie mense moan, omdat Christus nie vir hulle iets wil gee nie. En hulle moan, omdat Christus sê hy is God. En dit laat my dink terug aan die geval in Exodus. Toe die manne begin reën het, toe begin hulle ook moan. En toe verlang hulle terug na die vleispot van Egipte. En Jesus spreek hierdie moanery aan. Hy die geklaar, hy praat met hulle. En hy sê dit duidelik, in vers 44, hy sê, hou op moan, hou op om te mor. Niemand kan aan my as die Vader
Niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. Elkeen wat die Vader van my gee, sal na my kom. So met ander woorde, Jesus weet hoe kom hulle moun. Kan ek jou sê, kom hulle moun? Hulle moun want hulle is nie getrek na Christus toe nie. Hulle kan nie Christus erken nie. Hulle kan nie Christus erken as God nie. Want die Vader het hulle nie getrek nie. Vriende, jy is gered uit genade. Jy is getrek na Christus deur die Vader. Jy het nie net eendag een of ander inspirasie gehad en gesê, nou gaan ek Jesus kies nie. Die Vader het 'n sluier van jou oë kom afhaal, sodat jy Christus kan identifiseer. Dink daaraan, dis half logies. Iemand wat lief is vir die duister, sal altyd die duister kies. Hy sal nooit die lig kies nie. En ons almal was eens in die duister, nie? Ek onthou toe ek in my BC jare voor Christus, ek onthou die goed wat ek gekies het, en ek het gedink, dis die beste goed. Ek het gelewe vir myself, ek het gestrewe na myself, alles het om my gedraai, die wêreld moes om my draai. Ek was my eie God, ek was die kaptein van my eie siel, nee, soos daai bekende gedig gesê. Dit was nie oor my. En ek het gedink, hierdie is die beste besluit van my lewe. En as iemand vir my iets anders te kan vertel, het so gesê, maar wat weet jy? Dis omdat ek in my eie vakuum en my eie bal geleef het, binne hierdie wêreld. Jy sê, 'n God moet eers kom afhaal, voor ek die vermoë het om na Christus te kan gaan. So kom ons baie keer met mense praat, en dan evangeliseer ons, praat met hulle oor die Here, en hulle kyk net vir jou, asof jy mal is. En as jy my nie glo nie, Jesus herhaal dit. Niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie aan my toe gestuur het nie, of as die Vader hom nie aan my toe trek nie. Dan sê hy dit weer in vers 39. Almal wat hy vir my gee het, die Vader gee mense vir hom. Vers 65. Daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is. Dis die Vader wat gee, dis die Vader wat trek, dis die Vader wat die sluier van die oë afhaal. Jy het nie uit jou eie uit Christus gekies nie. Hierso, Luther stel dit mooi. Martin Luther sê mooi, hy sê die mens het, want jy vra nou kom die groot vraag, het jy vrye wil? Martin Luther sê, die mens het vrye wil, maar wanneer jy jou eie is, wanneer jou wil jou eie is, sal dit nooit God kies nie. Dit sal nooit God kies nie. Dit sal nie. Want die wil hou van homself. Hy hou van die vlees. Sproul gebruik 'n goeie voorbeeld. Ek dink om dit te illustreer. In die moderne kerk hoor ek gereeld mense preek en hulle sê, God help die wie hulle self help. Nee, God help die, God help those who help themselves, wat hulle sê. En dan sê hulle, ja, hierdie ou kan homself nie help, hierdie ou kan homself nie help. God gaan hom nie help, want hy wil niks doen nie. Dan gebruik hulle gewoonlik die voorbeeld van, Sproul gebruik hierdie voorbeeld, ek wil net sê, dis waar ek hom kry. En ek dink ek het hom ook al gebruik. Maar ek gebruik die voorbeeld van iemand wat ongelowig is soos iemand wat nie in die oseaan is en hy is net besig om water te trap. Hy is besig om te verdrink, maar hy trap water. En dan kom God en dan gooi God 'n lifebuoy uit, 'n tube, en dan val die tube langs hom. En nou sê God, gryp die tube. Vat net jou arm, sit jou arm om die tube, sodat jy die tube kan vas en dan kan ek jou intrek. Dis wat hulle sê, God help die wat hulle self help. Vriende, dit is glad nie die geval met jou redding gewees nie. Glad nie. Want dan beteken dat jy 'n bydrae gemaak. Dit is nie gered deur genade nie. Kan ek vir jou sê wat het gebeur terwyl jy water getrap het in hierdie wêreld? Jy het verdrink. En jy het so ver verdrink, jy was onder in die diepste oseaan. Jy het verdrink in jou sonde. Paulus skryf, jy's dood in jou sonde. Dood. Nie 'n halwe lewe nie. Jy's dood in jou sonde. En dis hoekom vir party mense van hierdie wêreld maak Christelike dinge nie sin nie. En dis hoekom Christus nie belangrik is nie. Want hulle is dood, hulle ken net die dood en hulle ken net die duister. En vir my en vir jou wat 'n wedergebore Christen is, weet jy wat het God gedoen? Hy het nie 'n tube uitgegooi gesê gryp die tube nie. Hy het ingespring. Hy het ingespring en het tot onder geswem en het jou hand gevat en het jou uitgeruk, het jou op die boot gesit en hy het sy lewe in jou geblaas. Sonder dat jy dit verdien het. Dit is 'n redding. Dit is 'n redding deur genade en jy het niks gehad om dit te verdien nie. Dis hoekom dit nog steeds 'n grap is vir mense. Want hulle dink hulle kan Jesus enige tyd kies. Ek kort die Vader om jou te trek na die Seun. Hier's 'n mooi waarheid wat ons sien binne die gedeelte. Christus sê, niemand kan na my toe. Hy sê vir die mense, want die mense soek brood. En hy sê, ek het julle gesê, julle kan nie na my toe kom as die Vader nie julle na my toe trek nie. En nadat hy gesê het, sê hy, maar as die Vader jou na my toe stuur,
sal ek jou nooit laat gaan nie. Hier is my die mooiste prentjie. Die Vader haal jou uit jou geestelike dooie toestand uit. Hy haal jou daar uit jou sonde uit. Hy sit jou op die boot en hy gee jou lewe en Christus hou jou vas en hy koester jou en hy maak seker jy val nie weer van die boot af nie. Wow. Wow. Dis lewe. En dis lewe onverdiens. En ek hoop jy besef hoe groot sy genade is. En dan verstaan ons hoekom die prys so duur was. En Jesus kom en hy sê, ek is daai brood. Ek is daai brood. En die brood wat ek gee is my liggaam. En my liggaam is vir die lewe. So as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy, ek het my lewe laat sterf, sodat God in jou lewe kan inblaas. En ek sê jou vashou. Jesus gaan aan en hy gebruik later baie sterk taal, en ek is amper klaar en afsluit. Hy gebruik sterk taal, hy sê, eet van my vlees en drink van my bloed. En ek wil vir jou sê, dat hierdie is 'n voorbereiding spreek vir volgende week se nagmaal. Want ons moet met die regte gesindheid kom. Ons kom nie met 'n vyhandige gesindheid nie. En ons kom nie met 'n gesindheid van verdeeldheid of onvergewensgesindheid nie. Ons kom met 'n gesindheid om te erken dat die Here Jesus God alleen is. So maar Jesus praat later daarvan, hy sê, drink van my bloed, eet van my vlees. Dis wat hy sê. En vir ons maak dit sin, as ons na die nagmaaltafel toe gaan, dan maak ons sin, ons sê, ons eet sy bloed, ons drink sy bloed, nee. Maar die Jode verstaan dit nie. Hulle verstaan dit nie. Hulle sê, hoe kan ek van hierdie man eet? Hoe kan ek nou sy bloed drink? Hoekom verstaan hulle dit nie? Want hulle het nog steeds nie geestelike visie nie. Hulle dink nog steeds in terme van materialisme. En inteendeel, as jy die woord geken het, in daai tyd, sou jy geweet het, God sal nooit kannibalisme motiveer nie. Deuteronomium 12, Deuteronomium 15 verbied die drink van bloed, want die lewe is in die bloed. Maar wat Jesus sê, is jy moet van my liggaam eet en jy moet van my bloed drink, hy sê, is dat my brood is dit wat voed, my liggaam voed en my bloed maak jou reinig. Dis wat hy sê. Maar hy gebruik hierdie sterk taal vir 'n rede. Weet jy wat is die rede hoekom Jesus sê, eet van my en drink van my? Hy gebruik dit vir 'n rede vir ons en vir hulle. Want hy wil hê, dat niemand net na hom moet kyk en hom bewonder nie. Ons mag nie net Jesus sien as leermeester nie. Ons mag nie. Ons durf nie. Want hy is God. Hy sê, eet en wees deel. Drink en wees deel. Christus moet ontvang word, hy moet geëet word vir lewe, hy moet gedrink word vir heiligmaking. Dit is tog die idee van eet en drink, is dit nie? Waar ons mense nooi om by ons te kom eet, of by ons te kom drink, is die idee geselligheid, die idee is intieme gesprekke, nabyheid, om deel te wees. Dis die idee. Die idee is nie as jy iemand nooi om te kom eet, hy sê, wow, jy het 'n mooi tafel gedek, en jy sit nooit aan tafel nie, jy vat nooit van die kos nie, jy drink nooit van die sappies nie, en jy gaan huis toe nie. Dis nie die idee van eet nie. Die idee van eet is, dit is persoonlik, dit is voortdurend, en dit is intiem. En dis wat Christus sê. Christus sê dit vir die Christen. Hy sê dit vir die gelowige. Christendom is nie net om 'n happie te vat van Christus een keer 'n maand op 'n Sondag en sê dis die einde van my Christelike prioriteite nie. Christus sê wees deel van my, eet van my, wees deel van my, laat ek in jou wees. Want dis tog wat jy doen, is om hom in te neem. En die beeld wys dat ons volkome afhanklik van Christus is. Ek sê gereeld vir my vrou, dat hierdie is 'n waarheid wat ons so gou vergeet. So gou kan Christendom net vir ons 'n dissipline raak. Ek moet bid, ek moet lees, ek moet kerk. Maar dan sê ek vir jy moet niks. Jy moet wil. Ons moet wil. En ek sê vir haar, preek dit vir jouself. Want ek sê, ek preek dit vir myself. Ek sê, ek bid vir myself. Ek spreek vir myself. En ek dink dit is wat ons moet doen. Ons moet erken dat ons dood was, en geestelike dooie mense kies nie lewe nie, ek wil net jy moet dit weet. Maar ons moet erken dat ons dood was, en dat Christus lewe gee, en ek is honger. As jy honger is, sal jy eet.
Maar ons lewe in 'n era waar ons vergeet het wat honger te werklik beteken. Want ons maak onsself vol, vol met die doomscrolling. Ons maak onsself vol met serotonien en dopamine. Dis waarna toe ons hele verstand gaan. Ons word so gevul en gestimuleer deur wêreldse goed dat ons vergeet wat 'n groot behoefte ons het teenoor Christus. Iemand het eendag gesê dat as jy kinders het, moet jy hulle betrek. En as jy hulle betrek, dan maak dit jou lewe baie stadig. Nou die dag toe probeer ek die riemskoene verander van my se perd, En ek betrek die twee seuns, dat hulle maar opjack. En dit het 'n ding wat binne 'n uur moes plaasgevind het nie binne 'n uur plaasgevind nie. Dis nou nog nie gedoen nie, net sodat jy weet. Maar miskien is dit die punt. Miskien is dit die punt om bietjie stadiger te lewe. Miskien is dit die punt om bietjie meer by Christus uit te kom en homself minder te stimuleer met die wêreldse dinge. Hierdie mense het hulle self gevul met wêreldse brood en hulle het wêreldse brood begeer. Maar hulle het hulle hongerte vir Christus verloor. Miskien vul ons onsself met verkeerde goed in die wêreld en dis hoekom ons onsself ons hongerte vir Christus verloor. Christus sê neem deel. Eet. En weet jy wat is die reaksie van die mense? 15.000 mense loop weg. Hulle loop. Hulle vat die pad. Kan jy dink? Hulle loop weg. En Jesus vra vir sy 12 disippels, die enigstes wat oorbly, 12 disippels, hy sê, en julle, wil julle ook nie gaan nie? En hier sê Petrus daai mooi woorde. Hy sê, Here, na wie sal ons gaan? Hy sê nie na wat nie. Na wie sal ons gaan? Hier het die woorde van ewige lewe. Dit het dalk nie alles sin gemaak van Petrus nie, maar Petrus het geweet waar hy lewe. En dis hoekom hy Christus gekies het. So God trek jou, en miskien is vanaand se preek 'n manier hoe God jou trek. Dalk is jy aanlyn. Miskien is vanaand te preek hoe God jou trek, want ons weet geloof kom deur die prediking van die woord. Miskien trek God jou terug na Christus toe. Trek hy jou terug na 'n hongerte toe, na God wat werklik saak maak. Wanneer hy jou trek, het ons 'n reaksie. En hierdie hoofstuk 6 gee vir ons 'n reaksie. Ek het hom vir jou so op 'n diagrammetjie gesit. Hier is die reaksie wat jy moet kry. Vers 29, 35, 40, 45, 47 en 50. Hy sê, kom, sing, luister, leer, eet en glo. Kom is om intentioneel na Christus te kom na die samesyn van gelowiges toe, kom na sy woord toe, kom na hom toe in gebed. Sien die ware Jesus, luister na die ware Jesus om in te neem, leer van die ware Jesus en neem deel aan dit wat jy leer, sodat jy kan glo. Augustinus het geskryf, as jy glo, het jy geëet. Wat 'n mooi prentjie, om te dit jy sit aan die feesmaal saam met jou Here, en jy eet van hom. Die gedeelte sluit af en dan se klaar. Dan se klaar. Jesus sê toe in die laaste 2 verse. Hy sê toe, ek het 12 disippels uitgekies, maar hier is een van julle wat die duiwel is. Die skrif sê, hy het na Judas, die seun van Iskariot, gewys, want hy sou hom uitlewer. Met ander woorde, selfs binne Jesus se binnekring van mense, was daar iemand wat nie van Christus geëet het nie. En is vreemd, Judas het saam met Jesus geloop, hy het Jesus se wonderwerke gesien, hy het Jesus se leerstellings gehoor, hy was naby aan Jesus, maar hy het nooit geëet nie. En dit wys vir ons, ons kan naby aan Christus wees, maar ons kan nog steeds nooit eet nie. So miskien roep die Here jou vanaand terug. Miskien roep hy jou om aan sy tafel te kom sit. Miskien is dit volgende week. Hy roep jou nie om te kyk, nie net om te hoor nie. Hy roep jou om deel te neem. Hy roep jou nie net om die brood te bewonder nie. Hy roep jou om te eet. En eet
Eet is persoonlik. Jy kan nie vir iemand anders eet nie. Jy kan vir jouself eet. En wanneer jy eet, is dit die konsep van die voedsel word ingeneem en dit raak deel van jou. Dit spoel oor in jou energiesisteme. En dis die konsep om Christus in te neem, om deel te wees sodat hy jou verander. En ek dink dit is maklik om te vergeet, om werklik van Christus te eet. Miskien het jy in hierdie goddelose land ook fokus verloor van Jesus. Miskien het jy net vasgehou aan Christendom om deel is van jou kultuur. Ek wil vir jou vanaand sê, kom eet, kom wees deel, kom streef, kry hierdie honger, smeek vir hom, vra vir hom, pleit by hom. En ek glo, die Vader antwoord. Sal jy eet, sal jy kyk, en sal jy kom. En ons Here Vader, ons is dankbaar dat U ons kom red het uit die diepste van die see. Ons was dood in ons sonde, en U het lewe in ons ingeblaas, terwyl ons nog vyande was, Here. Ons verdien dit nie, maar U gee dit. My gebed is vir elke hart wat hierdie woord hoor. Laat hy so honger word vir U, en laat hy so groei en begeer om van U te eet. U is nie maar net 'n leermeester nie, Jesus. U is God, wat afgekom het vir 30, 33 jaar, om vir ons te kom wys wat dit beteken om deel te wees. Mag ons dan vanaand deel wees. In Jesus naam. Amen. Vriende, mag jou hart ontwaak word vanaand. En mag jy kom aanskou, mag jy luister, mag jy kom eet, en deel wees in Christus inneem. Aan die liefde van die Vader, en daai groot genade van ons Here Jesus, en die transformerende krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.